nou nie, ek weet met as hulle so maak die toef. Maar your mind is so preoccupied with senseless stuff that you cannot change. Ons is besoedel, ons is deurdronge, ons is oorweldig met denke wat so gevul is dat ons harte eintlik verhard word. The moment you become silent in your mind from the fleshly thoughts and the carnal thoughts, and you focus on God only, your heart becomes receptive. And then God changes the heart. He doesn't change your mind. Wat jy sien, om van gedagte te verander, dis net so. Ek wou nou 'n voorbeeld gebruik en dan met people take offense to, dan try not to offend people anymore. Ek vir my vrou sê, Here moet my help, dat ek 'n baie nicer mens kan word. Because I'm very quick, I speak quick. My tong is baie vinniger as my brein. Wens ek kan my brein die spoed kry van my mond. En I am quick, but hier is my mond is baie vinniger. Maar in elk geval, ek het net besef, we have such a limited time on earth, and we have to make an overwhelming impact in people's lives. That it's not just a mindset change. God changes your heart. He works at the nucleus, die kern van die mense bestaan is ons hart. Ek praat nie van die hartklop, doef nie. Daar's 'n rede hoekom ons die hart gebruik. That is also just a metaphor. Why does the Bible say God changes our heart? Because your heart is the source to life. So when God changes the source to life, it changes everything else. En wanneer God ons harte verander, it brings us to the realization of who we are and who we become. So ek dink dit is belangrik dat jy moet verstaan, God verander my hart, maar ek vernuwe my denke. Ek moet vernuwe. I must change my mind to bring it in line with God's principles, and now in line with the new heart I've just received. Is dit nie so nie? Kom ek vat 'n voorbeeld. As jy nou vandag 'n boodskap moet kry van 'n dokter af, you need a new heart. You do, and if you don't get a new heart, you're gonna die. En dank die Here dat ons vandag hartbeplantings kan doen. En jy kry 'n sterk hart van 'n jongen wat vir een of ander rede oorlede is. Jy gaan nie môre die krag van daai jong man hê. Although you have his heart, he's still in your old body. It's a process of adapting to the new heart. The body now must submit to the new heart's working. Come on, someone get what I'm saying. En God gee ons 'n nuwe hart. Maar nou moet ons die liggaam aanpas by die nuwe hart. Ons moet die goed in lyn kry met die hart wat God ons gegee het. En broer en suster, dit beteken die verantwoordelikheid van nuwe denke is myne. Ons verwag God met ons gedagtes van God's not going to change your mind. If you're not going to change your mind about something, it's not going to change. It is a conscious, willing admission to your mind and subjection to the heart. En toe ek voorberei, ek wou iets anders bedien het vandag, maar toe ek ry in die week, en ek besef, we are so overwhelmed with busyness, busy.
we's distracted with all sorts of stuff. Hy ou, dit gaan so. En Jacques sê vanmôre vir my, maar die mense wil ons sien, en ek sê, Jacques, ek het hierdie week, wat ek, mense wat sê, my program is vol vir die week, vol. Ek kan die volgende week, want dit is afsondering tyd. So vir die volgende 2 tot 3 weke, is ek druk bezig. En mense dink nie, hulle dink ons werk net 'n Saterdag of 'n Sondag of 1 keer 'n week. Maar hoe nie met jou man uitsoek, jy gooi kompleks in sy doos. 'n hele chocolate, nee. Jy sal sien jy het 'n paar kilo's verloor, ek weet nie hoor nie. Maar in stilte gebeur iets. And the silence that I want to speak to you about this morning is something different than not speaking. The silence has a different implication. Mickey? En ek gaan vanmôre hoor wat beteken dit in stilte. Ek weet mense sê ek hou stilte tyd. Dan gaan hy daar in sy kantoortjie en hy maak die deur toe en hy gaan lê op sy arms af van 'n goeie man. Want niemand praat vir hy volgende 20 minute nie. Dan kry ek 'n bel net. Dan kom sy vrou en sê sy, "Hoe was stilte tyd?" Ek sê, "Wonderful." En sy dink hy nou 'n afsonderingstyd met God gaan nie, dan het hierdie ou nou gou power net gevang daar. En hy lyk anders, hy sê, "Jesus, ek kan sien jy het 'n goeie tyd gehad." Jy lyk so verfris, my man. Hy slaap eens. Check op nou en dan op hom. Maar die vrouens is nie heeltemal afgesonder daarvan nie, hulle ook. Ek sê vanmôre vir Elise hier buite, we say things we don't understand we say. As jy nou praat van vensterrame wat aluminium is, het jy al gehoor? Dan sê mense, ek het aluminium vensters ingesit. I still want to see what an aluminium window looks like. I've never seen it in my life. What is an aluminium window? Weet? En hulle sê, ek slaap soos 'n babietjie. Ek wil nie soos 'n baba slaap nie, ek is elke 2 ure wakker. Ons sê ons slaap soos babietjies. Shame. What's keeping you awake? En ons het die gedagte gevorm, want trying to make an emphasis on language usage. Wanneer jy sê in stilte, beteken dit vir baie mense, die begrip gaan wat ons het is, shh, keep quiet. But that's not true when it comes to the word of God. It's something different. Dis iets totaal anders wat beteken stilte. En ek wil vanmôre 'n paar minute by u stil staan om die belangrikheid van dit wat God ons na roep te beskryf. God roep ons tot heilige toegewydheid en rustigheid. God is calling us unto holy quietness and not passiveness, activeness. Stilte beteken nie passief nie. Dankie. Psalm 46 vers 10. Hy sê, wees stil en weet ek is God. Be still and know that I am God. However, it doesn't mean this morning you must refrain from speaking. That's not the emphasis. En ek gaan 'n paar gedagtes vir u tuis bring vanmôre rondom wat die psalmdigter in die woord eintlik sê. Rondom stil wees. Die neiging van stilte is, mense sê ek verlang na 'n bietjie stilte. Nou ek raak bekommerd in my gees, wanneer ek stil raak op my. En ek staan die ander dag in Food Lovers, en die eienaar met 3 ander van die werkers daar staan, en hulle staan die gangetjie toe, en ek kan nie verbykom. Maar ek het deesdae die neiging, om soos ek sê, I don't want to speak, because then I'm going to say something. En ek staan toe en ek wag en ek wag en ek wag en ek wag. Dis nader aan 5 minute, dis nader aan 7 minute, dis nader aan 10 minute en ek wag. Ek sê nie 'n woord nie. En die eienaar,
hy sien my in die hoek van sy oog. En hy sê, I'm sorry sir, en hy vra die ander om te kyk, want ek kan verby kom. Maar dan sê my vrou vir my, ek weet hoekom het jy gestaan en wag, want jy het geluister, want jy is nuuskierig. So ek hou daarvan om na mense se gesprekke te luister, because you know people can speak for 5 minutes and I can identify with that. Binne 5 minute kan ek hou opsom, deur genade. Maar dit is nie wat God vir ons sê. En ek het so 'n paar I made a few enunciations this morning whereby I brought parallels of certain words into the context of what I'm saying. Nou die wêreld vandag is 'n luidrugtige wêreld. Hy's pikswart. Hy's vol boosheid. En nou sê die Here, ons moet stil raak in hierdie wêreld. Dit beteken vanmôre, liewe broer en suster, vir u en my, wanneer God sê, wees stil, bedoel dit, we must seclude ourselves from it and not include. Amen. You have to exclude yourself from this hustle and bustle and systems of the world. Ons moet ons afsonder van 'n wêreld wat God nie meer soek nie. Ek kan maar dit nou beamoen of nie. Die wêreld, en jy kan maar kyk na media en rolprente en advertensies, hulle druk seker goeders af in ons kele. En mense kom dit nie agter nie. Daar's nie een prent op televisie waar hulle nie dieselfde geslag huwelike meer in het. Not one. Without even knowing it, they're pacifying our mindset. They are busy putting us to sleep to become acceptable. En liewe broer en suster, en daai skoon sê vir my, ek weet hy het nou 'n groot mond, maar dis alright. Dis Amrig. En hy sê iets. En hy en een van die werkers het 'n argument oor iets in die Bybel. En hy sê, en hy weet toe nou die ou, hy skuld my nog R20. Hy weet toe nou die ou, hy's verkeerd. En die ou stry met hom. Hy sê, but it's got to be this way, this is what the TikTok says, and this is what this says. En Andre sê, toe kom ons vergeet wat sê TikTok. En hy bel skoolpa. En hy kom so, die bring nou die WhatsApp vir hom. En hy vra my. En hy gee die antwoord, en toe wen hy na die wetenskap, logies. En hy haak toe nou af, en hy sê, die pastoor sê, jy moet meer kerk toe kom, want sy nie sulke vrae vra. Maar ek besef toe iets. Dit maak nie saak waar hy homself bevind nie. He's got the boldness to speak out. Nie net hy nie, almal. En hy noem toe iets rondom die woord van God. En die sê broers is dat ons hoef nie almal predikante te wees om vir God iets te sê. You must be willing to carry the mark of the blood. Ons praat baie van die merk van die dier. Maar ek wonder hoeveel mense praat ooit van die merk van God. Die Bybel praat van. Do we bear the mark of Christ? Do we carry the mark of Christ? Jy sê die wêreld is geraas. Daar's 'n konstante stimulasie na iets nuuts wat die beginsels van God vernietig. En die Here roep u en my vanmôre, en ek wil 'n ernstige beroep op die kerk doen, tot afstand doen van wêreldse dinge. We have to submit and resubmit ourselves to God afresh this morning. Here, hier is ek. Help my en lei my en bekragtig my vanmôre. Hierdie is nie net 'n preek vanmôre nie. Dis 'n goddelike uitnodiging en 'n heilige opdrag van God. Die kind van die Here moet hom afsonder van die wêreld. Romans 12 moet nie gelykvormig word aan die sisteme van die wêreld nie, but be renewed in your mind through the transformation of what God has put in your body. Dit is nie die afwesigheid van klank nie. Stilte voor God is erkenning van vertroue, onderwerping
en aanbidding. When we become silent in the presence of God, we are acknowledging His authority. We are acknowledging Him as King and ruler of our lives. And we are acknowledging, we are submitting to Him. Broer en suster, mense sê as ek die Here dien, kan ek maak wat ek wil doen. Kan nie. The thing that we do, en as ek sê ding, sê ek met versigtigheid. Dit wat ons doen, wanneer ons God begin dien. We are submitting our free will under God's will. That's what we do. Wat jy sien, soos vanmôre kon jy gesê, dis koud, dis nat, maar ons gaan by die huis bly. No, you can't. Because the moment you submit to God's will, you do what you have to do when it's required from you. Nie wat I want to do what I want to do. Maak nie saak nie. Ek sien om 3 sit hier vanmôre, lekker snoesig op 'n konversie. Prys die Here met sy benie op. Hoekom noem hulle dit benie? Lyk jy soos 'n boontjie as hy op is. Ek weet nie, vra man. Dit laat my dink aan ons het 'n oom gehad in ons kerk om Kali. Gesonde man. Here gedien in gees en waarheid. En in 'n kwessie van 3 maande, Glenn, is sy liggaam deurtrek met kanker. Deurtrek. Die man is nie eens 'n kwart van die mens wie hy was. En binne 4 maande, toe kon hy niks meer vir homself doen. Maar ek wil vanmôre vir u sê, elke Sondag was hy in die kerk. In die laaste paar weke van sy lewe, in die hometown, toe gaan haal hulle hom met 'n bussie. Dra hom in die bussie in. They carried him into the church. And he laid on a mattress on the front bench. But he didn't miss a service. He didn't miss a service. Ek staan nog net met 'n bietjie van 'n hoofpyn of 'n maagpyn. Op die skrek weer. Sorry, ek wil weer bedank. Okay. Weet jy hoekom? Weet jy wat was sy woorde toe hulle hom vra? Hoe kan jy kan ons by die spreek? Sy woorde was, Linda, dit kan die laaste diens wees wat ek by jou wil bly. Ek weet nie of ek môreoggend dit nog eens gaan doen. Dan sê mense my, ons gaan vir mamma kyk. Hoe mama's gonna be around for a long story. You don't have to visit them on a Sunday morning. What about Saturday? What about in the week? Skielik het hulle nou verhouding met mama. I'm just making points. Die verskonings wat mense vir my aanbied. Ek het nou al gesê, as jy nie kerk toe kom nie, sê dit vir Nikkie. Want jy gaan vir my lieg. Ek wil dit nie sien nie. Ek wil nie weet nie. Want die span in elk geval voor God skuldig. Nie voor my. Nee, julle is hier. I'm preaching to the choir. Preaching to the wrong people. But there's for future reference. Kom ons kyk gou na die begin van Weestel. En dit was vir my nogal baie opvallend en baie sterk. Dinamies. Dis 'n werkwoord. In Hebreëus, dis 'n werkwoord. En dit kom van die woord rabaha, wat beteken, die betekenis het 'n emosionele, 'n fisiese implikasie en 'n geestelike. 3 plekke in ons lewe. In ander woorde, daar is die fisiese, die werklike lewe, die emosionele een, en dan die geestelike een. En wat wonderlik is van die naam, dit beteken om los te maak van, to release myself from. And you've got to release yourself from the systems of this world.
You've got to release yourself. En die Here het my gepraat en release yourself from situation that impact your life negatively. Release yourself from things you cannot do. Want ons is bekommerd oor allerhande dinge in ons lewe, maar dit wat hoofsaaklik die belangrikste is, dit gee ons nie aan aandag nie. There's things in your life what you cannot change. Dit kom eintlik van die antieke, ons praat van antieke Hebreëus, dis nog lang voor Christus. Wat beteken om jouself in te sluit by 'n losser se greep. Let me explain to you what it means. Someone comes and he grabs you. Sit jy stil, wat jy is gebeur. I don't want to break it again. Let me break this one. It means die losser kom en hy vat vas. And you can't release it because he's holding you. And he pulls you out of your circumstances. See hoe moes hy van hom afbreek. So you can't release them. You can't. Okay. The grip is too tight. So I'm placing myself in the grip of the Redeemer who is holding on. You see, hold my hand. Hold my hand. Hold it. Hold it fast. Okay. See, it can come out. Because my grip is not strong enough. But when God takes you and He holds on to you, you cannot release it. Don't hold on to God. Let God hold on to you. That is total submission. Jy sê, mense soek die Here wanneer krisis kom aan nie. Wanneer daar siekte is. O, pastoor, jy moet gou vir die ou kom by. Ek kry 'n boodskap in die week. 2 weke terug, 3 weke terug, stuur met my 'n boodskap. Ek wil die huis kom skoonmaak. Nou, ek weet nie of jy weet wat hy skoonmaak. Ek en my vrou ons gaan doen besoek by 'n predikant. God vir die gesag om dinge te doen. Ons staan vanmôre in die greep van die losser. Hy hou u vanmôre vas. En hy vra vanmôre dat ek en u moet stil raak in die vroege in ons gees, in ons innerlike mens, want ons gevegte vind hier binne plaas. As die kwaad is vir iemand anders, of iets gebeur in my lewe en u lewe, dan is ons angstig en ons is vasgevang in die krisis dat ons nie meer die greep ervaar. Ek wil vanmôre vir u sê, moenie die geveg self veg. Raak stil voor God. Release the fight into His hands. Let go and let God do it for you. Dis nie om passief te sit nie. Dis juist om te verdiep in die geloof. Because now you're placing all your trust in God. He will make a way for you. He will declare, and He has conquered the enemy. Come on people, He has conquered the enemy. Die duiwel is oorwin, uitgekleed en toongestel in die openbaar. Hy is reeds oorwin. Ek moet net staan op die oorwinning. Hy sê, be still and know. So wees stil, laat gaan. En weet, wat beteken weet? Dit kom van die Hebreëse woord yada af, wat beteken an intimate relationship. Ek weet waarvan my vroukie hou. Ek wonder as die mans wat hier, wie is nou langer as 10 jaar getroud? Langer as 10 jaar. Hoe oud was jy toe jy getroud is? 12. Weet jy wat is al gunsteling kom? O, weet jy. Maar moet nie vir my sê, want as jy verkeerd is, jy nie moeilik nie. Verstaan jy wat ek sê? Waarvan hou sy? Waarvan hou sy nie? Het jy geweet dat party mense na 20 jaar nog steeds nie weet wat iemand van hou nie?
What is your wife's favorite color? They'll say, purple. Dan kom jy en vra, what's your color? Dan sê sy, blue. Is dit nie so nie? Mense ken nie mekaar nie. Because we do not communicate anymore. We just report. Hoe was jou dag? Nee, lekker, weet jy, jy vertel alles van dit wat gebeur. Maar jy moet nog nie vertel hoe voel jy nie. Jy moet nog net van jouself gesê. We've become reporters of actions and doings. We don't communicate anymore. Glad nie meer nie. Ons praat net omdat ons moet. Dit praat van 'n intieme ervaring gebaseer op die kennis van wat ons van God het. Op te weet. I can only serve God to the knowledge I know of who He is. Kyk wat sê hy. Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer. Hy sê twee dinge. Laat jou weg aan die Here, vertrou op Hom and trust your ways to the Lord and He will act on your behalf. Ons wil so baie keer God se werk doen en ons laat die Here ons werk doen. Ons moet ons stryd laat staan. Ons moet die krisis waarin ons onsself bevind aan God oorlewe and do what God expects from you. There's always a condition to. As ek die voorwaarde nakom, sal die uitslag daar wees. I must be within the condition. Daar is 'n Griekse woord met hierdie frase wat die volgende sê. Harpo oudeio, wat beteken vandag, laat gaan en kom tot die besef in die diepe wese van jouself dat God is God en ek en jy is nie. You're not God, but we question God. And sometimes when people question God, something comes to my mind. You can't even do anything in your own life on your own successfully. But we're trying to prescribe to the Creator what to do. Is it nie so? Ons wil vir God voorskryf. Lord, you must change this one. And God knows if He's going to do it that way, because the clipness was a TV print. God knows. But God knows if He's going to do it your way, what the result will be. A bliss. And then we expect God to listen to what we tell Him. We don't ask Him, we tell Him. Ek het hulle gevra, wie se ander is 10 jaar getroud? Wie se ander is 20 jaar getroud? Wie jy nie, sister. Jy is 20 jaar oud. Kyk 'n vrou. God made men wise, otherwise. Not to understand women, but just to love them. En ek sê dit nou met respek. 'n Vrou weet presies hoe om haar te kry. Amen. Presies. Sê jy? Weet jy hoekom? They are quick thinkers. Amen. See what I mean? En hier by 20 jaar sy huwelik, dan kom jy tot die besef nie, kom. Just go with the flow. Amen. Just say, ek sit eendag in jou, hierdie jaar, oor 'n paar weekies ek in jou 38 jaar getroud, mama. En weet jy, ou vrou my, hoe kry jy dit reg om so verlief op jou vrou te bly? Die sê, as ek iets doen, of sy sê iets, ek sê net vir haar, yes dear. Some
En dan kry ek 'n hartjie terug in 'n lippie. So nice and happy. Because she's happy. En ek het al geleer, weet julle nou ook geleer, yes, try die woord. Veral wanneer sy kwaad is, en sy wil ontplof, dan sê jy net, yes, dear. But you got to be passionate about it. Dat help nie sê, yes, dear, nie. Sê, hoe's your dear? Wat wil jy sê? Ek het ook opgetel. Ek moet so versigtig wees. So versigtig. Want soos ek sê, skryf, hoe lyk ek hier? Wat is skoen pas hierby? Ek weet net van wit tekkies. Nou vra sy my, wat is skoen pas hierby? Is not 'n white tekkie. Hy pas nie daar nie. Dan vra sy my, wat is skoen pas daar? Dan sê sy my, wat van die een? Sê dis mooi. Sê my, wat van die een? I'm confused. There's two to choose from. Wat kan gebeur met jou? Nee. Don't you guys have this? Nee, dis 'n strik. Eva. Julle sit ons in 'n strik. Julle wil ons uitvang. En dan sê ek, daai is 'n mooi skoen. Ons sit hier op my maak my rug sien. You will never be right. Yes, dear. Where the other one be? Nee, maar die is mooier. Julle weet waarvan ek praat. En dis wat die lewe so interessant maak. En weet jy, God verstaan ons ook so. Die Here sal seker in ons pad langs bring. And I'm trying to talk about intimate relationship. If you're in an intimate relationship with God, you know that it's okay to be different. Amen. And God loves you. Kyk wat sê die woord. Wees oor niks besorg. Hoor mooi vanmôre, broer en suster. You may be wondering this morning, how am I going to get through this? How are we going to make it? Ek onthou, jy weet, my kinders dink hulle beweeg aan in die lewe. Hulle begin hulle eie familie en dis nou hoe dit dinge gaan gebeur. En ek sê vir my vrou dan, my kinders maak my bang. Dis nou skielik, vir soveel jaar was dit net die 2 kinders. En toe trou hulle. And then I started a family of their own. En nou skielik as jy so oorweldig met al hierdie goed wat aangaan. Ek sê vir my vrou, met al hierdie kinders wat kom gaan, klein kinders praat ek nou van. We're not going to have a off weekend. Because I think weekends is ouma en opa se tyd. Nee, dat is nie. Nee. En ek sê toe van André, hy moet nou vir my 'n skoolkarretjie maak wat 3 babatjies kan vat. Dan vat ek al 3 babatjies op een dag. Dan is ek af vir die res van die maand. Dan maak gaan hulle moeg, ek weet dat gaan my nie put. Maar gaan hulle moeg maak en hulle by die huis kom, dan is hulle uitgeput vir 3 weke. Dan vat ek hulle weer. Weet ek besef dat dis hoe God met ons 'n intimate relationship. He wants to enjoy every moment with you. Maar wat ek wil sê is, toe Liam gebore is en al hierdie dinge gebeur, ek luister na die kinders en sê, hoe gaan ons dit maak? How are we going to support our children? How are we going to do this? How are we going to do that? En iets kom by my op. Ek sê vir hulle altyd, moenie bekommerd wees nie. Ek het vir hulle dit gesê, maar vir my, Ruska, you've got a good support mechanism. Both sides of the good parents. And we've got a good parent. Our God is our dad. Met respect, asseblief. Ek sal nooit neerhalend van God praat. But he's my dad. And I know he's got it. He has us. He will carry us through no matter what. He will do it. Again and again and again. En ek wil vanmôre vir u